soos 'n blom sy gesig na die son draai, soos riviere na die see loop, soos bome opryk na die hemel, en soos skape agter hulle herder aanstap. So rig ons hart tot U, Here, totdat U ons genadig is. Here, ons is hier by mekaar in U naam. U is die een wat aan ons hoop gee. U maak dit vir ons moontlik om ons ken op te lig, die toekoms in die oë te kyk en aan te gaan. Die toekoms in, doelgerig, want U is met ons. U is die een wat in liefde na ons kom neerbuig het, kom mens word het, kom vel en been word het, onder ons kom woon, ons kom leer. U is die een wat die musiek van vreugde in ons harte aansteek. Here, U is die een wat vir ons die lewe die moeite werd maak. Nie net die moeite werd nie, maar aan ons vreugde gee en vrede. Dankie, Here, dat U so naby ons is. Dankie dat U Immanuel geword het, dat ons vandag Kersfees kan vier en kan nadink aan die kern van Kersdag, Kersfees. Daardie nag toe ons Heiland, ons Verlosser, gebore is, na ons toe gekom het, nederig, in 'n krib, in 'n stal, sodat elkeen van ons die vrymoedigheid kan hê om in U teenwoordigheid te kan wees. Want U het neergebuig tot op ons vlak. Ja, U het die vorm van 'n dienaar aangeneem, 'n dienskneg. U het kom voete was, sodat elkeen van ons vanoggend hier kan sit en kan weet, ek is welkom. Here, ons is hier by mekaar in U naam. U is ons God. U is nie net die een wat as baba gebore is nie. U is ook die een wat aan die kruis kom sterf het. U is die een wat uit die dood opgestaan het. U is die een wat opgevaar het, wat op die oomblik die regeerderskroon dra, die hoogste plek in die heelal. Here, ons kom bely U as koning van die heelal. Kom en bely U as koning van ons harte. Kom en wees hier in ons midde. Kom praat met ons deur U woord, deur die Gees, raak ons aan. Hierdie is vir ons kosbare oomblikke, Here. Ons sien daarna uit. In Jesus se naam. Amen. Die hoogste troon met glans omhoog, waar God se kleed die tempel serafs besing,
Sy majesteit, heilig is sy, teenwoordigheid, die drempels dreef en rook verskyn, het God gesien, ek is onrein, met skuld versoen, deur altaar vuur, staan ek voor u, dat u my kan stuur. Amen. Ons skriflesing is Titus 2 vers 11 tot 14. Ek lees vir ons die 2020 vertaling. Want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense en voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en Godvreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp, terwyl ons uitsien na die salige hoop en die glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser, Jesus Christus. Hy wat homself ter wille van ons gegee het, om ons los te koop van alle wetteloosheid en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. Tot daar ons skriflesing. Dis Kersfees, tyd van bly wees, tyd van kuier, bietjie daardie die kern van ons menswees weer kans te gee om ons in te haal. Bietjie as gesinne, as families by mekaar te wees en bly te wees. Na te dink aan die dag wat Jesus as baba daar in Bethlehem gebore is. Ons tema vandag van krib tot kroon. Ons gaan vandag nadink aan die baba in die krib, wat ook ons verlosser aan die kruis is, wat opgestaan het, wat opgevaar het en wat op die oomblik koning is oor die heelal. En ons plek daarin. Hierdie is 'n verhaal wat warm herinneringe oproep en wat ons harte laat sag en warm klop. Kersdag is meer as net 'n mooi storie uit die verlede. Dis 'n dag waarop ons as kerk kom bely dat God ons wêreld kom binne gekom en dat hy gekom het met 'n doel. Hy het dit gedoen ter wille van ons. Jesus se geboorte is nie maar net 'n gewone geboorte nie. Dit is nie maar net 'n gewone verhaal nie. Dit is die begin van 'n pad wat God kom stap het met ons. Dit is die waarmaak, die sigbare waarmaak van al die beloftes uit die Ou Testament.
die profete wat ook, ons kan maar in ons taal sê, Sondag na Sondag gepreek het, en in die week vertel het van God wat sy volk kom verlos. En hulle het dit jarelang, hulle lewe lank gedoen, en hulle het gesterf sonder om dit te sien gebeur. Ons het die voorreg om vandag weer terug te dink aan daardie dag, toe dit werklik gebeur het. Titus 2 vers 11 tot 14 help ons om hierdie verhaal in hierdie raamwerk raak te sien. Hy hou die krib aan die een kant en die kroon aan die ander kant. En dit wys ons waar God se genade begin. Wat dit nou met ons doen en waarheen ons op pad is. Ons lees hier in vers 11, want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense. Hierdie paar sinnetjies het 'n skatkis vol diepte in teologiese terme. Die verlossende genade van God. Sê vir ons, en ons het verlede Sondag het ons daarna gekyk dat hierdie Kersverhaal is 'n geskenk. Dis 'n geskenk wat oopgemaak moet word, wat gedeel moet word met mekaar. Waar ons nie die kern Christus in Kersfees deel met mekaar nie. Bly hierdie geskenk maar net toe en bly dit te geheim. Hierdie geskenk wat aan ons gegee word is deur genade aan ons gegee. Dis 'n geskenk. 'n Geskenk is nie iets wat 'n mens verdien nie. Dit is iets wat vir jou gegee word los van enige verdienste. En so het God gekom, die grootste van alle geskenke vir ons gebring. Jesus het kom mens word. Hier in die krib sien ons waar ons God kan kom vind. Nie in 'n paleis of 'n tempel en ek het nie die regte klere om aan te trek om hom te gaan ontmoet nie, maar in eenvoud om te sê, kom, jy is welkom. In eenvoud en nederigheid. Al het jy min, dit gaan nie oor wie jy is of wat jy het nie. Dit gaan daarom dat ek God jou liefhet en ek het vir jou gekom. Paulus beklemtoon dit hier, dat hierdie genade van die Here vir almal is. En hierdie boodskap bring die diepste bedoeling van God tot die reg voor ons. Hy wat homself ter wille van ons, en daar kan elkeen van ons name insit. Hy wat homself ter wille van my gegee het, om my los te koop. En hier kom ons by die kruis, by hierdie pad van selfoorgawe wat Christus gedoen het, om homself te gee ter wille van my. Dis asof op oor hierdie krib, hierdie baba in hierdie krib, die skaduwee van die kruis reeds hang. Want hy is gebore om op die ou einde vir my aan die kruis te kom sterf. My los te koop, want ek is vasgehou. Ek is 'n slaaf van sonde, van hierdie gebrokenheid waarin ons lewe.
En hy kom om my los te koop daarvan. Hierdie teksgedeelte uit Openbaring, uit wat ons net nou met die seëngroet geluister het. Van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Uit liefde vir ons, het hy ons losgekoop van ons sonde. Ons sy volk gemaak, priesters vir God sy Vader. Wat 'n groot verskil maak hy nie in ons lewens nie. Losgekoop van Christus het 'n gevolg in my lewe. Want nou kan ek lewe, soos Paulus sê in Romeine 6 vers 1, ek het 'n nuwe lewe. Ek kan nie meer net in sonde bly lewe nie, want ek is losgemaak. Ek is nuut. Sodat ons in hierdie bedeling verstandig, regverdig en godvreesend kan leef. Verstandig, ons lewe in 'n wêreld wat 'n oormaat het in dwaasheid. Maar hy voed my op, deur sy gees lei hy my, maak hy my sterk, sodat ek verstandig kan leef, soos hy wil. Voed hy my op, sodat ek reg kan doen, waar daar onreg heers. Voed hy my op, sodat ek godvreesend voor hom kan leef. Coram Deo, voor sy aangesig, met eerbied, elke dag. Hierdie kind is die koning. Terwyl ons uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser, Jesus Christus. In Johannes 1 vers 1 lees ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hier kom Paulus en sê, die groot God en Verlosser, Jesus Christus. En daarom het ek rigting in my lewe, want ek behoort aan hom. Hy het gekom om 'n volk vir hom bymekaar te maak. 'n Groepie mense waarvan ons deel kan wees. 'n Groepie uitverkorenes. Heiliges, want ons is toegewy aan hom. Nie heilig in die sin van beter as ander nie, maar afgesonder, toegewy. 'n Volk vir die koning, sy eiendom, wat ywerig is, ywerig om goed te doen, om sy koningskap, sy heerskappy hier te vestig. Ons is geroep om sy volk te wees, ons is gereinig deur genade, ons is verbind aan hom, onlosmaaklik verbind aan hom, ywerig om goed te doen. Ons word genooi om vanoggend te reageer. In die eerste plek voor hom in aanbidding neer te val. Te sê, Here, ons erken U as Verlosser, my Verlosser. Om aan hom hulde te bring, onsself toe te wy en om uit te gaan en dit te vertel, so te leef. Vandag buig ons voor die kind in die krib en ons bely hom as koning. Die kind wat gekom het
is die koning wat weerkom, die bruidegom. Ons is sy bruid. Aan hom behoort ons lewens, ons hoop en ons toekoms. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, Vader, Seun, Heilige Gees. Vandag kom ons opnuut na U toe met harte vol verwondering en dankbaarheid. Ons loof U, ons Vader, dat U nie ver weggebly het nie, maar dat U Uself aan ons bekend gemaak het deur Jesus as ons verlosser te stuur. In daardie stilte van 'n nag, in die eenvoud van 'n krib, het U genade vir alle mense verskyn en ook vir my. Here, U lig het vir ons oopgegaan. U het hoop gebring. U het vrede gebring. U het vreugde gebring. Die liefde het soos 'n vlam warm in ons harte kom skyn. Dankie daarvoor. Jesus ons Here, ons aanbid U. U, die ewige woord wat mens geword het. U het nie gekom met mag en aansien nie, met nederigheid en liefde. U het Uself ter wille van ons kom gee. Daar by die krib, in nederigheid, tot aan die kruis, tot by die leë graf. U het dit gedoen om op te vaar en vir my 'n plek te gaan voorberei vir elkeen van ons. Dankie Here dat ons nie net hoef uit te sien na daardie dag nie, maar dat ons nou reeds iets daarvan kan ervaar om U volk te wees, om afgesonder te wees vir U. Losgekoop te wees van sonde, van wetteloosheid, van alles wat ons van God en van mekaar vervreem. Ons kom en bely vanoggend, Here, dat ons aan U wil behoort. O Heilige Gees, kom en voed ons op deur die genade van God. Leer ons om verstandig te leef, regverdig te wees in ons optrede, Godvreesend in alles wat ons doen. Maak ons 'n volk wat aan Christus behoort, 'n volk wat herken word aan liefde, barmhartigheid, gehoorsaamheid. Here, terwyl ons vanoggend die krib onthou, wil ons bid dat U deur U Gees ons harte en ons oë sal oprig na die kroon, na die ewigheid, die bruilofstafel, die bruilofsfees wat wag. Ons bid dat U ons staande sal hou in hierdie tyd, dat U ons sal help, sal sterk maak om te volhard, om hoopvol te leef, jubelend, in 'n wêreld wat hierdie boodskap so nodig het. Here, ons bid, seën ons, sodat ons kan Kersfees vier, maar nie net dit kan doen met woorde nie, nie net met geskenkies nie, maar met lewens wat U eer. Aan U alleen kom die lof en die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Amen.